Goeiedag en baie welkom by Insig. En Renée, ons is bly om jy weer hier te hê, dat ons kan deur die boeke van Korintiërs gaan en dat ons dit 'n bietjie kan studeer. So ons het in ons vorige studie het ons so 'n inleidingkie gehad, maar vandag gaan ons by 'n paar verse vassteek om 'n bietjie meer in diepte te gaan oor Paulus wat sê bly by die kruis. Dis die kruis wat ons moet verkondig. Maar voor ons begin, kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, ons sê vir U baie dankie dat ons weer eens in hierdie uur U woord kan open en ons bid, Vader, dat U Gees ons insig sal gee, sodat ons mag verstaan en toepas in ons lewens. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Amen. So kom ons blaai na 1 Korintiërs, hoofstuk 1, vers 18. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir die wat gered word, is dit die krag van God. Dit is nogal baie bekende woorde, maar is baie... Dit is al 'n harde woord. Jy weet, vir ons as Christen aan die een kant, vir ons is daar enige iemand wat kan dink dat die woord, dat die boodskap van die kruis dwaasheid is, sonder om te besef dat daar aan die ander kant iemand is wat sê, hoe kan die hele boodskap van die kruis vir julle waarheid wees? Veral as 'n mens na die verlede gaan kyk oor wat die kruis beteken het. Vandag vir ons beteken die kruis verlossing, Christenskap, Christus wat gesterf het. Dit is synoniem met Christendom. Ja. Maar in die tyd waarin Paulus geleef het, toe Christus gekruisig is, was dit verafskuwing. Ja. So, nou kan 'n mens verstaan dat ander mense sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. So, hulle verstaan dit nie. Ja. Hoe kan vernedering vir jou verlossing bring? Ja, ook om te onthou dat in daardie tyd, dit was die gruwelikste moordenaars en sondaars, laat ek maar amper so stel, wat op die ouene van die dag die kruis as 'n dood verdien het. So, om die kruis nou te vereenselwig met iets moois en kosbaars en verlossing, soos jy nou sal sê, was vir die mense van daardie tyd 'n geweldige kopskuif wat gemaak moes word. Want as jy gehoor het iemand is gekruisig, het jy geweet, dit was die slegste van die slegste persoon wat op so 'n manier gesterf het. Ja, so hier weet ons, dit was nodig vir ons dat Christus moes gesterf het, en Paulus bring dit ook hier vir ons aan, en ek wil dit vanaf ons lees, Efesiërs hoofstuk 2, vanaf vers 4 tot 6, en sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele, in Christus Jesus. So as jy hierdie gedeelte lees, nou vir ons maak dit nou heel sin, maar weer eens vir daai tyd se mense en veral die wat nog nie die evangelie gehoor het nie, is dit baie moeilik om dit te aanvaar. En neem jou aan, jy is 'n afgodsdienaar. Nee? Onthou, al die afgode, of jy nou van die Griekse afgode of die Romeinse afgode gepraat het, was helde en heldinne. Hulle het een of ander bonatuurlike mag of krag gehad. Dit was alles behalwe die verhaal, hulle verhale was alles behalwe die verhaal van 'n martelaar, wil ek amper sê, wat 'n martelaars dood gaan sterf het. So, om by 'n afgodsdienaar te moes kom en die storie van die kruis te vertel, en dit dan te vereenselwig met die verlossing wat uit daardie martelaars dood uitgekom het, was nogal 'n redelike uitdaging. So dit is baie interessant vir ons. So kom ons gaan en u kan u Bybels oophou by 1 Korintiërs hoofstuk 1 en ons gaan so vanaf vers 17 tot en met die einde, tot en met 31 gaan ons deurlees en so kommentaar lewer en kyk wat ons daaruit kan put oor wat Paulus hier vir ons geskryf het. So vers vir vers. Ja. Kom ons begin by vers 17. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered is dit die krag van God. Nou, dit is nou baie interessant hier, want Christus het my nie gestuur om te doop nie. Met ander woorde, wat Paulus hier sê is nie dat mense nie gedoop moet word nie. Ja, wat hy sê is, my hoofdoel is nie om te kyk hoeveel dopelinge kan ek kry nie.
My hoofdoel is om die evangelie van Christus te bring. En weer eens wil ek dit tog net baie duidelik stel. Evangelie, Evangelion, goeie nuus van Christus. Dit is wat hy aan die mense moet bring. En as hulle dan hulle lewens gee, dan gaan hulle vra, soos wat die mense gevra het in die vroeë kerk, wat moet ons dan nou doen? Dan is hulle gedoop. Maar ek dink onthou net, ons moet die vorige verse in ag neem, want net voor dit het hy baie ernstig gepraat met die mense, hulle gesê, hoorie, julle sit 'n medalje om sekere sprekers en evangeliste se nekke, dan hang julle daardie persoon aan, want hy het vir hulle gesê, sommige van julle sal sê, ek is van Paulus, ander het gesê, ek is van Apollos, en ek is van Cephas, en met die konsep van, hoorie, Paulus het my gedoop, of hoorie, Apollos het my gedoop, en hulle het half aanhangers geword van sekere predikers, in plek daarvan om aanhangers te word van Christus en die evangelie. Dit wat die predikers gepreek het. So dis belangrik dat ons verstaan hoekom Paulus vir hulle sê, ek het nie gekom om net uitsluitlik te doop nie, ek het nie gekom om 'n jy weet die Engelse woord noem dit 'n celebrity te word onder julle nie, ek het nie geword om een of ander kalklig prediker te word onder julle, sodat julle my moet aanhang en sê, weet, dis so wonderlik, ek is hier Paulus gedoop nie. Ek is hier, en is pragtig dat hy sê, dat hy die woord, die evangelie verkondig, en dan so mooi, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Met ander woorde, weet jy wat, die krag wat daar in die evangelie is van so 'n aard, dat selfs al is ek nie 'n goeie spreker nie, as ek die kruis ophef, die verlossingsboodskap van Christus bring, sal die krag in die boodskap wees, nie die krag in die boodskapper wees nie. Dis baie belangrik dat ons daai gedeelte wat jy nou gesê het, moet onthou, want ons raak so vinnig weggevoer met die boodskapper, deur 'n dinamiese boodskapper. Yes, dit is dan vreeslik, nie? En dan kom ons by vers 18 wat ons gelees het in die begin, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. So, hulle kan dit nie verstaan nie, hulle glo nie daarin nie, maar ek wil konsentreer op die tweede gedeelte van daai vers wat sê, maar vir ons wat gered word, maar, die woordjie maar, draai alles op sy kop, né? Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Met ander woorde, die kruis gee vir jou verlossing. Dit wat aan die kruis gebeur het, en weer eens, nou, miskien moet ek my woorde net reg sê, dis nie die kruis nie, dis die liefde van God en die genade van God, maar dit is die offer wat aan die kruis gebring is, wat vir ons verlossing gee. En deur die kruis dan, deur die lewe te gee, het hy die prys betaal vir ons sondes. Nou begin dit sin maak, en hy het nie net die prys betaal nie, die tweede dood gesterf nie, maar hy het ook opgestaan, met ander woorde, die tweede dood oorwin. So ons moet kan aanneem, so ons krag lê in Christus wat gekruisig is vir elkeen van ons. Vers 19 sê, want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig, en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Nou hier kom hy, ekskuus, ek wil net bykom. Onthou, Paulus het rondgegaan, ons weet, hierdie mense het gefilosofeer, en hulle het wou net nuwe dinge oor gepraat het, en hulle wysheid wat hulle het, en baie keer dink ons is mos maar ook baie wys, en dan bring Christus vir ons die evangelie op so doodeenvoudige manier, en hoeveel keer het mense al vir ons gesê, dit kan nie so eenvoudig wees nie. Ja. Dis eintlik 'n belangrike saak wat ons nou aanraak, en ek dink dit is dalk ons eerste groot les vir hierdie week. Wanneer ons sê die krag is in die boodskap en nie in die boodskapper nie, dan beteken dit dat die eenvoud van die evangelie het jy nie nodig om op te kikker met allerlei ekstra tierlantjintjies, ekstra gekompliseerde aspekte nie. Die boodskap van die kruis, die boodskap van verlossing, sal altyd in sy eenvoud kragtiger bly as enige ander boodskap wat jy op een of ander wonderbaarlike wyse manier aan mense probeer bring. As jy nie weet hoe om die evangelie te verkondig nie, vertel die verhaal van Jesus in sy eenvoud en dit sal die werk doen, want die krag lê in die boodskap. Ja. En is interessant dat ou Paulus nogal baie klem lê op
hierdie konsep van wie dink julle is die wyses hier rondom julle, want jy moet nou verstaan die omgewing waarin hy homself bevind het. Ek bedoel, hy was toch genooi tot die Areopagus in waar hierdie verskriklike klomp wysbegeertes bespreek is. Dis nou al jou filosowe wat daar gesit is, al wat hulle heeldag lank gedoen het, is hulle bring 'n konsep en jy bring jou idee en ek bring my idee en ons het hierdie debatvoering en ons voel so goed aan die einde van die dag wanneer ons hierdie insaag en 'n diep saak ingelees het en wat ook seker sy plek het. Maar op die einde van die dag, as ek nie 'n verskil in iemand se lewe kon gebring het met 'n kragtige boodskap nie, dan het ons net 'n baie interessante bespreking gehad en 'n holdag, wil ek amper sê. So, dis belangrik dat ou Paulus vir hulle moes sê, julle heg sekere konsepte aan wysheid. Dis tyd dat julle moet besef dat wysheid word gevind in die eenvoud van die evangelie. Ja, en net doodeenvoudig om dit te aanvaar op die einde van die dag. Kom ons lees daar, Vers 21. 21. Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Ja, dus hierdie vers lees baie moeilik in die Afrikaans. In die Paulus Engels, se manier van in die skryf. Engels lees hy vir jou soveel moeiliker. Makliker. Makliker. Hoe sê ek? Ja, hy lees moeiliker as jy nie Engels kan lees nie. maar as jy Afrikaans lees en hierdie, wat hy sê hier, want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie. So die wêreld kan God nie ken deur hulle eie wysheid nie. Daar's hy. En hulle het God se wysheid nodig om doodeenvoudig die evangelie verhaal van Christus wat gekom het, wat as 'n mens groot geword het, wat gelewe het, wat gesterwe het, wat opgestaan het, wat opgevaar het, wat intree. En dan natuurlik die laaste een van daai goeie nuus is hy gaan weer kom. As dit nie vir jou sin maak nie, want kom ons begin by die begin. Dit maak nie sin nie. Hier word 'n kindjie gebore sonder 'n ma en 'n pa, maar net deur 'n ma. In die menslike wysheid maak dit klaar nie sin nie. Maar as jy die offer en die verlossingsplan van Christus verstaan, dan maak dit vir jou heeltemal sin. Nou die boodskap is 'n wonderwerk van dag 1 af. En dit is mooi dat hy sê dat God die dwaasheid van prediking gebruik het om die wat glo te red. Hy's eintlik half sarkasties hier met hulle. Julle sien die prediking van die evangelie, sien julle as snert. Julle sien dit as dwaasheid. Dit is nou nie so verskriklik gevul met julle wysbegeertes en julle filosofiese redenasies En nie. dit maak nie sin. Dit maak nie sin nie. Hierso is 'n maagdelike geboorte. Hierso is 'n storie van die koning van die wêreld, die verlosser van die wêreld wat sy koninklike kleed neerlê om gebore te word as 'n eenvoudige kindjie op hierdie aarde om 'n martelaars armmans bestaan te kom voer, om 'n boodskap te bring vir 'n wêreld wat hom verwerp op die ou einde van die dag. En dan doodgaan en dan ewe skielik weer opwek word, lewendig word. Al hierdie dinge vir die wêreld is 'n dwaasheid. Klink vir julle dwaas, ja, maar die wat glo sal gered word. Vers 22 sê, want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid. Jy sien, hier het hy nou sommer mooi, die hele klomp wat hy nou, Sommer aan albei kante toe, kampe, so saamgevat. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. En ek dink hier's iets in wat ons na ons self moet kyk. Christus en die woord probeer nie altyd homself verduidelik en bewys nie. Hy gee net die verlossingsplan vir ons. Ja. So met ander woorde, ons moet die verlossingsplan aanvaar vir dit wat ons gegee is. En ons moet nie dan in ons tye soos baie mense, so hy sê die Jode soek tekens. Hoeveel keer het jy al gehoor dat die mense sê, ja, maar ek wil 'n teken hê. Die Here moet met my praat, of dit in die wolke skryf, of wat ook al die geval mag wees. Hy moet wysheid, en die Grieke sê, nee, maar dit maak nie sin nie, dis net te eenvoudig. Dis net julle Christene wat glo in ligkastele. Nee, maar so hier kry ons die twee tipes, en ons kry nog steeds daardie twee tipes mense vandag in ons samelewing. Absoluut. En Paulus sê, al wat ons moet doen is,
ons moet die dwaasheid, wat in die evangelie is, die reguit evangelie wat vir ons gee, moet ons net aanvaar, Ja. dat Christus vir ons gesterf het, en dat dit genoeg is vir ons, of ons dit kan verstaan, en uitredeneer, al dan nie, ons moet dit net glo. Het is interessant dat jy sê, ons kry daardie tipes mense nog steeds vandag, want jy kry jou mense wat sê, sien is glo. As die Here nie vir my 'n teken gee nie, sal ek nie glo dat hy bestaan, of weet, Here praat met my deur tekens, nie deur u woord nie. En aan die ander kant kry jy die persoon wat sê, maar ek wil bewyse hê, gee vir my die redenasie wat sin maak, wil dit vir my verstand sin maak, ek wil die harde feite wil ek kan bespreek, en ek wil dit kan onder die knie kry. En nie een van daai twee vertrou die Here se boodskap genoeg om te sê, Here, omdat u God is, aanvaar ek hierdie boodskap nie. So die vertroue en die geloof in die Here en dit wat hy vir ons gedoen het, dis waar daardie middelweg leemte lê, wanneer ons by die Here moet uitkom. Vers 24, maar die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. So hier praat hy nou van die wat nou in God glo, die geroepenis, die wat die evangelie boodskap en die prediking aanvaar. Jode sowel as Grieke. So hy sê daar's twee groepe wat teen die prediking is, maar daar's ook twee Uit dieselfde groepe twee groepe is daar mense wat hom wel aanvaar het. Ja. En hulle sê die krag van God en die wysheid van God. Christus is die krag van God en die wysheid. So met ander woorde, Christus, ek laat my dink later in wat ons in Johannes al gelees het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Alles is in Christus. En dit was net vir hulle, Die fondasie, ja. vir die Christene, maar vir die nie-Christene is dit nee, ons soek iemand wat opgehef is, wat dan ons iewers heen kan vat. 'n belangrike prediker wat soos wat die afgode hulle helde en heldinne gehad het. Vers 25 sê, maar wat dwaas is by God is ywer by die mens, is wyser as die mense. Wat swak is by God is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders. Julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. Dis baie pragtig dat ou Paulus nou op so delikate manier vir mense sê, weet jy wat, jy is eintlik nie wys nie, jy is dwaas, jy is nie sterk nie, jy is swak, maar weet jy wat, ten spyte daarvan, as jy God bely en Christus bely, sal jy in jou dwaasheid en in jou swakheid sterker wees as die wat dink hulle is wys in die wêreld en die wat dink hulle is sterk in die wêreld. En die boodskap sal die krag van Christus self hê, en daarin sal die wysheid en die krag lê. Die ander ding wat ek ook hierin raak sien, onthou, wie is die eerste disippels gewees? Vissermanne. Eenvoudige mense, en die Here kom en hy kies hierdie eenvoudige mense, nie die skrifgeleerdes nie, nie die fariseërs nie, waaronder Paulus as een van hulle getel het. Ons moet onthou dat Paulus het die skrifte ondersoek en bestudeer, maar hy het nie gesien totdat die Gees dit deur die ongeleerde mense aan hom ook bekend gemaak het nie. En dis vir my so 'n mooi iets wat daar uitkom wat sê, God het ons beskaam, omdat ons gedink het ons het wysheid, omdat ons weet waarna die skrifte verwys, maar ons het nie eintlik geweet nie. En die Here het dit deur 'n eenvoudige manier, deur, as ek die woord kan gebruik, eenvoudige mense, aan elkeen van ons gebring. Vers 28. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Ek dink in 'n groot mate het Paulus na homself verwys hierso. Jy weet, die prediking van Christus het al redelik ver gegaan onder sy eie mense, en hy het dit nog steeds nie geaanvaar nie, soos jy nou tereg gesê het. Om die waarheid te sê, hy het soveel mense voor die geregbanke gebring, omdat hulle Christus aanvaar het. Dit het gevat dat die Heilige Gees
vir Paulus van sy perd afgooi. Ons sal sê van sy high horse afgooi, dat die Here self vir hom moes ruk en pluk en vir hom sê, hoekom skop jy so teen die prikkels? Jy is die een wat in jou agterkop weet, hier daar's waarheid in hierdie boodskap. Maar omdat jy so hardkoppig is en onder die wyses en die edeles wil geag word, en jy sien die disippels van Christus, ag, dis vissermanne man, dis nie hooggeleerdes nie, jy wil nie eintlik eers met hulle geassosieer word nie. Daar vat die Here en hy vat vir Paulus en hy bring vir hom af aarde toe. En is baie mooi dat hy sê, en wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Dis amper asof die Here vir Paulus sê, die Here moes my verneder. Ja, maar ons moet daai ding wat jy nou sê, terwyl jy dit sê, hou jou gedagte. Ons moet dit ons ook van toepassing maak. Partykeer dink ons is ook beter as ander. Absoluut, ja. En ons het meer kennis van die Bybel, of ons het meer inligting oor die evangelie. En baie keer neem ons die evangelie en ons maak dit so gekompliseerd, dat meeste mense nie eers kans sien om te luister na ons nie, waar die boodskap is so eenvoudig, die kleinste kindjie dit veronderstel is om te kan verstaan. Is dit nie dalk tyd dat die Here vir jou en vir my ook van ons hoë perde afgooi, dat ons wysheid tot niks kom nie? Ja, dat ons net op Christus kan vertrou. Dat ons op hom kan vertrou en sy boodskap weer kragtig word, dat ek nie dink dat my edelwoorde wat ek spreek, of die wonderbaarlike manier hoe ek dink ek die boodskap van die Here bring, dat dit nie word waarop ek roem nie, maar dat ek roem in die krag van die evangelie boodskap, en nie die manier hoe ek dit bring verander nie, nie waar nie, nee. In vers 30 sê ou Paulus, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom, soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. Ek dink dit is half 'n opsomming van die laaste kommentaar wat ek gemaak het. Ek en jy bring wel 'n boodskap van die Here, maar die oomblik wanneer ek en jy begin dink, die krag lê in my, die manier hoe ek die boodskap bring, of ek begin die evangelie verkondiging meet aan sekere standaarde, hoeveel mense doop ek, hoeveel mense bring 'n kerk toe, hoeveel mense dit, hoeveel mense dat ek dink, ek is die een wat die saad laat ontkiem wat ek saai, dan gaan die Here een of ander tyd vir my van my hoë perdjie afgooi, dat ek kan agterkom met die krag, en die heerlikheid lê in die Here, dit lê nie in my nie, ek is 'n blote boodskapper. Die ander ding moet ook hier vir my uitkom wat 'n mens moet na kyk, is dat baie keer wil ons net so verbykyk of so vinnig, ja, Christus was ons gekruisig, ja maar, die profesie, ja maar, die ander verskillende boodskappe wat daar is, waarna ons moet kyk. En die skrif sê vir ons, en Paulus sê vir ons, die grootste krag om mense te oortuig, is dit wat Christus aan die kruis van Golgotha gedoen het. Die Messias, die een wat moes kom, wat gekruisig is. Ek het baie jare terug eendag op 'n preekstoel geklim, en toe ek die Bybel oopmaak, en ek sit hom so neer, toe staan daar so ietsie vasgeplak wat sê, van hierdie kansel af, verkondig ons net Christus. Nou dis 'n herinnering aan die prediker, dat baie keer wil ons met ander goede kom, en ander goede ophef, maar op die einde van die dag, en ja, daar's baie verskillende goed wat ons oor kan bring, want as ons hom bring en dit trek ons terug na Christus toe, is dit wat ons moet doen, en elke keer as ons eintlik die Bybel oopmaak, elke keer wanneer ons eintlik met iemand anders praat, moet ons vinnig soos daai paar woorde voor ons geestesoog sien en sê, gaan ek Christus, wat gekruisig is, nou ophef, en dit wat hy vir my gedoen het, ophef, of gaan ek 'n kantlyn teorie bring, en net so Christus dan
die kantlyn-teorie na die middel toe bring en Christus net so na die kant toe skuif. En dit is eintlik wat Paulus hier vir die Korintiërs sê, bly by Christus. Dit maak nie aldag vir jou sin nie. Moenie dit groter wil maak as wat dit is nie, want daar is niks wat soveel sin maak, soos die skepper van hemel en aarde wat mens geword het, wat kom sterf het, sodat daar verlossing kan wees vir 'n verlore gaande mensdom nie. Dis hartseer hoeveel preke ek al gehoor het, waar 'n prediker 'n ongelooflike konsep uit die woord van die Here uithaal, en nie eenmal Christus se naam noem nie. Waar ons oor allerlei ander konsepte in die Bybel preek. Interessante goed, baie interessante konsepte, maar nêrens het hy in sy hele preek dit teruggebring na die verlossingsboodskap en die een waaroor hierdie hele boek geskryf is nie. So dis waar ons uitdaging lê vandag, en dit is 'n fantastiese afskop uit die boek van Korintiërs uit, en 'n waarheid wat Paulus vir ons aan herinner. Ek en jy is geroep in hierdie tydgreep waarin ons nou leef, om mense voor te berei vir die wederkoms van Jesus Christus. Die enigste manier hoe ons dit doen, is om mense te herinner aan die Messias en die rol wat hy kom vervul het as verlosser en heiland. Dis al. Wanneer laas het jy gepraat oor wat Christus gedoen het vir jou? Wanneer laas het jy 'n eenvoudige boodskap gebring oor wat Christus beteken het vir jou in jou lewe? Met ander woorde, wanneer laas het jy getuienis gelewer? Jesus die gekruisigde, Jesus die Messias, bly die kragtigste boodskap wat enige Christen ooit kan preek. Daar is niks groter nie. Ja, so ek wil afsluit, dankie vir daai, en Paulus se woorde wat hy sê, daarom, soos geskrywe is, die wat roem, as jy nou wil groot praat, as jy wil roem, moet jy in die Here roem. Met ander woorde, vir dat wat hy vir jou gedoen het. Nie dat ek al vir 50 jaar die Here volg, en dat ek elke dag dinge vir die Here doen, en getuienis lewer, en julle weet wat so goed ons almal doen, en daarin dink ek is beter as iemand anders nie. Sê elke keer hier, gaan terug, roem in Christus, besef wat jy is, en wat Christus is, dan sal ons net in hom roem. Ronay, dit was goed om jou weer vandag saam met ons in die ateljee te hê. Sal jy vir ons afsluit met 'n gebed? Kom ons bid saam. Here, dankie vir die ongelooflike voorreg om die woord te kon open en net weer eens deur die woorde van Paulus te kon herinner word aan wie dit is vir wie ons God noem. U is ons Messias, U is ons heiland, U is ons verlosser. Herinner ons vandag aan wie U is en wat U vir ons kom doen het. En help ons, Here, om daardie woorde, daardie wysheid wat in U lê, te gebruik en aan te wend as ons boodskap, ons uitsluitlike boodskap waarmee ons hierdie wêreld ingaan. Ons vra dit in U naam. Amen. Amen.